Goeiemôre. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dis weer 'n voorreg om saam met julle te kuier, om saam in God se woord in te gaan en net bietjie die gedagtes wat God aan ons geopenbaar het deur sy woord met julle te deel. En hierdie week en ek weet nie hoekom nie, maar die Here weet. Die Here weet en ek deel graag hierdie stukkie uit 1 Konings 19 uit en is 'n bekende vers, is 'n bekende stukkie. Maar ek weet dis bedoel vir baie mense daar buite. Dis bedoel vir 'n tyd soos waarin ons onsself vind nou. Waar ons deur moeilike tye gaan. Ons gaan deur tye wat ons toets, wat ons geloof toets dalk, wat ons verhoudings met mekaar toets dalk. Maar is 'n tyd wanneer die Here vir my en vir jou sê staan vas op God se woord. Bly by mense, omsingel jouself met mense wat dieselfde glo en dink as jy, en omsingel jouself met mense wat jou gaan motiveer om meer te wees, meer te doen, om jouself te dryf. En dis hoekom dit so belangrik is wat ons hier, ek glo die Here het my gelei na hierdie stukkie vanoggend hierdie week en ek deel dit graag en weet die hele gedagte hier agter is dat julle as 'n familie of in 'n verhoudingspaar of waar ook al julle as julle self vind, weet julle sal hierdie stukkie lees en daaroor praat en daaroor gesels en redeneer en bid en die Here vra vir leiding en dan vir die Here sê, hoe pas ek dit toe in my lewe? Hoe kan ek hierdie ouetjie wees, hierdie Elia wat in oorwinning gestaan het? Onthou net, 1 Konings 18 gaan daaroor uit die Baal profete voor hom as 400 van hulle en weet hy sê vir hulle, kom ons toets ons gode daar en hy is staan alleen. Hy het net in daai oorwinning gaan staan, want wat het hy gedoen? Hy het hulle moes altaars bou en die Baal profete het gebid en aangegaan en hy het nog met hulle gespot, Elia die profeet, hy het nog met hulle gespot en vir hulle gesê, kom ouens, julle dink julle God is groot, dalk moet julle harder skree, dalk moet julle meer aangaan, dalk moet julle meer julle arms waai en aangaan, want miskien kan hy jou nie hoor nie, miskien gaan slaap hy, miskien, so hy spot met hierdie ouens om vir hulle te sê, julle God is nie alomteenwoordig nie. Julle klein gee God is nie so groot soos wat jy dink jou klein God is nie. En dan sê hy, kom ons maak my altaar. En hulle grou 'n gat om hom en hulle maak hom vol water en vol en nog meer en hulle maak die offer en die hout en alles en die wat braai, hulle weet om nat hout aan te steek, gaan nie gebeur nie, maar hulle maak hom nat, dat alles loop met die water. En Elia roep uit en hy sê, die Here wys vir hulle, wie is God almagtig. En die Here stuur 'n vuur uit die hemel uit en hy verbrand sy altaar, die ander altaar, die 400 Baal profete en almal. Massive oorwinning. En dan kom hierdie ouetjies en hulle hardloop terug na die koning Elisabeth, nee. En Agab het dan, Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het, vers 1 van hoofstuk 19. Ja, alles. Dit is belangrik dat ons die volle storie vir die mense vertel. Nie net bietjies nie net om te sê, ja, maar vertel hulle van alles, vertel hulle van die wonderwerke wat God in jou lewe gedoen het. En dan gaan hulle terug en hierdie klein Isabel sê, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Die swaard was God wat hulle doodgemaak het. Elia het nie 'n enkele swaard opgetel nie. Hy het net sy hande opgelig en die Here aanbid en die Here gevra en die Here het vir almal gewys. Maar die storie gaan terug na Isabel toe. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode, klein gode, so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van daai Baal profete. Ek meen, hier staan Elia in 'n massive oorwinning. En dan kom een persoon,
En sy breek hom net so af met woorde. En wat doen hierdie ouetjie? Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. It's like, what? Jy het nou net in oorwinning gestaan, ouetjie. Jy het nou net 'n wonderwerk van God beleef en vir almal gewys. Jy het nou net vir 3,5 jaar langs 'n droë rivier gaan sit. En God het jou gevoer elke dag en elke oggend. God het vir jou water voorsien. God het alles vir jou gedoen vir 3,5 jaar. En dan het hy ook hier vir jou gewys hoe groot is hy, hoeveel groter is hy as al die ander dinge hier om jou. Maar dan raak hy bang as gevolg van een persoon wat een iets lelik sê. Ons vergeet maklik die oorwinnings, né? Maar dan gaan hy weg en hy sê weggegaan en toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Die een persoon wat hom gevolg het deur dik en dun, sê hy vir daai persoon, los my nou. Maar self het hy 'n dagreis verder woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos daar gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem my nou, my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet, ouetjie. Staan op en eet. En as ons kyk na medies, is dit so amazing, nee, want as jy nie iets in jou maag het nie, het jou kop nie suiker nie en jy kan nie mooi dink nie. En die engel van die Here sê vir hom, eet, en hy eet. En dan gaan slaap hy weer, want hy kry homself jammer, hy is in die gat van depressie ingegaan. Want hy vergeet so vinnig van die oorwinnings waardeur God hom gedra het. Dan gaan hy in 'n gat van depressie, en hy slaap weer. En die engel maak hom weer wakker en sê vir hom, hy ouetjie, word wakker, eet, want dit waardeur jy nou gaan, jy het krag nodig. En hy sê vir hom weer in vers 9, hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae, 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. So hy het homself eers vervul en seker gemaak hy sal sterk staan. En dan het hy vir 40 dae geloop. So eers was dit 1 dagreis en hy kon nie genoeg. En hy daar gaan lê en hy homself jammer gekry en in 'n gat van depressie ingegaan, maar hy het geluister na die engel van die Here. Die engel van die Here sê vir hom eet en hy gaan 40 dae langer in die bos in, na God toe. En daar kruip hy weg en ons ken die storie en hy kruip nog steeds daar weg en God en hy pleit met die Here en hy beklei met die Here. Maar wat doen hy? Hy aanbid God. Hy weet God is nog steeds in beheer. Hy weet God sal voorsien. Hy weet nie waar nie. Maar hy gaan en hy aanbid God in daai grond. Daai spelonk, die Bybel noem dit 'n spelonk. Maar daar waar hy homself in hy diep depressie inval. Hy eet, hy drink, hy voed sy liggaam, sy fisiese liggaam, sodat hy tyd met die Here kan spandeer. En hy aanbid God, en hy ek seker hy worstel met God, en hy beklei met God, en hy vra God hoekom. Hy vra God hoekom, en God herinner hom en sê vir hom, gaan staan aan die buitekant van hierdie grond, want daar waar jy jouself nou vind, in die diep gat, gaan jy niks kan sien nie. Maar kom uit in die wondere van die natuur, kom uit daar waar almal jou kan sien, kom uit. En dan sien ons, daar's 'n massive rukwind wat verbykom, God is nie daar nie. Dan kom 'n aardbewing, God is nie daar nie. Dan kom maar 'n vuur uit die hemel uit weer eens, God is nie daar nie. En dan lees ons daar en hy sê, dan kom daar, en na die wind 'n aardbewing, en na die aardbewing 'n vuur, en na die vuur, en toe Elia dit hoor, en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Daai stil stem. Hoekom? Want ons verwag God in die groot dinge, en Elia het nou nie daai groot dinge beleef, maar ons verwag baie keer God op 'n manier, en hy verskyn aan ons op 'n ander manier.
Maak jou gedagtes skoon. Moenie glo wat almal vir jou sê nie. Moenie kyk na die groot televisie-evangeliste of daai mense en sê, ja, miskien moet God so verskyn aan my of so verskyn aan my. Nee. God sê vir jou vandag, luister na God se stem. En dit is daai sagte koelte. En hy het dadelik geweet. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het 'n verbond verlaat, 'n altare afgebreek en 'n profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek ook my lewe, om dit van my af weg te neem. Vergeet hy so maklik? Vergeet hy so maklik? Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad, na die woestyn van Damaskus, en gaan heen, en salf die koning, en salf almal. En die boodskap wat ek glo die Here daar met my en jou wil deel vandag is, daar is so baie diepte in hierdie 1 Konings. Daar is so baie diepte. Maar daar vind Elia, 'n profeet van God, hy dink hy's alleen. God herinner hom, jy's nie alleen nie. Waar jy jouself in 'n plek vind waar jy dink jy is alleen, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Daar kom 'n tyd en 'n plek waar jy alleen met God moet wees, en dis wat Elia daar sê, met God. Hy worstel met God en hy sê, ek het met jou beklei, ek het met God beklei, ek het met jou geredeneer, ek het vir jou gesê, kyk, daar's niemand anders nie behalwe ek. En dan God sê vir hom, nee. Daar's 3000 ander wat my aanbid. Jy moet hulle net gaan soek. Daar is ander mense wat dink soos jy dink. Jy moet jouself net omsingel met hulle, by hulle. Jy moet ophou om jouself weg te vat van mense af. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons 'n kerk vind wat Godvreesend is, 'n kerk wat uit die woord van die Here, die boodskap oordra, wat mense liefhet met 'n goddelike liefde. Dat jy daarna toe kan gaan, dat jy net die aanbiddingskrag van mense, van God sal ervaar in daai situasies. So ja, daar gaan 'n tyd kom wanneer jy voel asof jy alleen is, en dit is in daai tyd wanneer jy met die Here beklei, wanneer jy met die Here redeneer, en met die Here, en dan gaan jy, dan sonder jy jouself af vir 'n tydperk, maar daar kom 'n tyd dan ook om te sê, Here, wys vir my waarna toe. En dan sal die Here, hy is getrou, hy is altyd by ons, hy is daar. Ek meen, is dit nie Here wat self sê, nee? Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat is die geregtigheid van die koninkryk van God? Jesus Christus. Wie staan in geregtigheid met God? Ek en jy. As ons Jesus aanvaar het as ons verlosser en zaligmaker, dan staan ons in geregtigheid met God. Dan kan ons God se koninkryk soek, bo alles, en hy sal homself aan ons openbaar, en dan gaan hy terug, en dan hoor ons van daar af wat se wonderwerke het gebeur. Elia. En so mense, geliefdes, weet net jy is nie alleen op hierdie tyd nie. Weet net God is by jou. Weet net, kom terug na jou wortels toe, as ek dit so kan sê. Die plek waar jou hart jou sal terugtrek, om te sê, soek koning, soek die koninkryk van God, soek sy geregtigheid, soek God. En ja, jy kan met God redeneer. Ja, jy kan met God praat. Natuurlik kan jy. Vra God vir antwoorde, en hy is getrou, en hy is regverdig, en hy sal die antwoorde vir jou gee. Maar soek hom met jou hele hart.
En dan kom terug na mense, omsingel jouself met mense, en ek kan dit nie genoeg sê nie, want dit is die mense wat jou gaan dra, dit is die mense wat saam met jou hierdie pad gaan stap, hierdie journey, en dit is daai waarheid wat jy met hulle gaan deel, om te sê, hey, onthou ek was daar, ek was saam met jou, ek was daar in daai situasie, en die Here het my deurgedra, en kyk waar staan ek vandag in oorwinning, en dan gaan dit tyd wees wanneer iemand anders dit met jou gaan doen. So ek weet ons hardloop uit tyd uit en ons is eintlik ook 'n bietjie oor my tyd, maar ek voel net regtig in my hart, die Here praat met jou en my vandag, om te sê, die Here het jou lief, die Here hoor jou, die Here hoor jou vandag. Die Here wil vir jou sê vandag, jy is nie alleen nie. Daar is baie ander gelowiges wat daar is, wat bereid is om hierdie pad saam met jou te stap. Gaan net terug na hulle toe. En hulle sal hierdie pad saam met jou stap. Hulle gaan jou nie oordeel nie, want baie van hulle was ook daar waar jy is. Hulle gaan nie afkyk op jou nie, hoekom? Want hulle weet hoe voel jy in daai situasie, in daai plek waar jy jouself nou vind. Maar in daai spelonk, in daai diep gat, sê die Here vir jou, kom nou uit. Kom in die son, die lig van Christus in. Laat hy jou omvou, dat hy warmte van God net deur jou vloei. Mag jy 'n geseënde dag hê, 'n geseënde week. En as jy so voel, reik uit na ons toe. Reik uit na ons toe. Ons wil graag hierdie pad saam met jou stap, want ons is lief vir jou. Ons is lief vir jou en die Here is jou lief vir jou. Ek groet jou vandag en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Love you.